Maar baie welkom vanoggend hierso in die huis van die Here. Net soos jy daar sit, kom ons raak rustig. Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nooit die werk van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Vanoggend se prediking is die vrug van die Gees, kom uit Galasiërs 5 uit, daarvan hoofstuk 5 vers 13 tot 26. Maar voor ek vir ons uit die woord lees, kom ons maak ons oë toe. Here, ons erken dat ons so afhanklik van U is. Dankie Here, dat hulle wat vanoggend hier sit, al is ons net 'n paartjies, dat ons die woord mag hoor, en dat ons dit vrylik mag hoor, en dat ons uit U woord mag lees, daaroor mag nadink, en dat ons ook by ons huise Bybels mag hê. Dankie daarvoor. Ek bid, Here, dat U deur U Gees een en elkeen van ons wat hier sit, en hulle wat later die woord sal hoor, dat U hulle sal aanraak. Dankie vir daardie genade in ons lewens. In die kosbare naam van Jesus Christus, ons verlosser en ons saligmaker. Amen. Galasiërs 5 daarvan vers 13. Julle broers, julle is tot vryheid geroep. Moet net nie julle vryheid misbruik as 'n verskoning om sonde te doen nie, maar dien mekaar in liefde. Die hele wet word in hierdie een gebod saamgevat: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar julle byt en verskeur mekaar. Pas op dat julle mekaar nie later heeltemal verslind nie. Wat ek bedoel is dit: laat julle lewe steeds deur die Gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor begeertes van julle sondige natuur nie. Wat ons sondige natuur begeer, is in stryd met wat die Gees wil, en wat die Gees wil, is in stryd met wat ons sondige natuur begeer. Hierdie twee staan lynreg teenoor mekaar, en daarom kan julle nie doen wat julle graag wil nie. Maar as julle deur die Gees laat lei, staan julle nie meer onder die wet nie. Die praktyke van die sondige natuur is algemeen bekend: onsedelikheid, onreinheid, losbandigheid, afgodsdiens, towery, vyandskap, haat, naaiwer, woede, rusie, verdeeldheid, skeuring, afguns, dronkenskap, uitspattigheid en al dergelike dinge. Ek waarsku julle soos ek julle al vroeër gewaarsku het: wie hom aan sulke dinge skuldig maak, sal die koninkryk van God as erfenis nie verkry nie. Die vrug van die Gees daarteenoor is liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid en selfbeheersing. Teen sulke dinge het die wet niks nie. Die wat aan Christus Jesus behoort, het hulle sondige natuur met al sy hartstogte en begeertes gekruisig. Ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Ons moenie verwaand wees, mekaar uittart of op mekaar afgunstig wees nie. Tot sover. Tema van vanoggend se prediking, die vrug van die Gees, is dan ook in dieselfde konteks van die vorige 2 weke se boodskap oor lankmoedigheid. Hierdie boodskappe is dan ook in voorbereiding op Pinkster, wat ons in Junie maand gaan hê, as die Here wil hê, dan ook soos die Gees ons lei. Maar voor ek begin, wil ek graag net so 'n paar dinge sê rakende die afgelope 2 Sondae
se boodskap oor lankmoedigheid. Juis in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees, is die 4de woord wat Paulus gebruik, is die woord geduld wat in die nuwe vertaling voorkom. En dan in die ou vertaling word die woord lankmoedigheid gebruik. Die Griekse woord wat in hierdie konteks gebruik word, is die woord makrothumia, wat volgens Lou en Naida, is baie bekende teoloog, waarvan die een nie meer leef nie, die volgende betekenis vir die woord gee: geduld, lydsaamheid, dit is om uithou vermoë te hê, en volharding, en dis om te kan aanhou. Die King James Version, se Bybel wat die Engelse een gebruik, die woord long suffering. En dis juis ook een van die woorde wat in die analitiese Griekse woordeboek voorkom. Dit is om meer as net geduld teenoor ander te wees, om te verdra met meer as wat van ons verwag word, om geduldig te verdra en om 'n verwagting te hê. In eenvoudige Afrikaans gesê is dit die volgende: ek en jy as kinders van God moet leer om geduldig te wees. Nie soos ons gewoond is om geduldig te wees nie, maar meer as dit, om ander se swakhede te verdra en geduldig te wag op die Here vir hulle vir wie ons bid, sodat wanneer die Here hulle verander, dan kan ons met blydskap daaroor bly wees. Met ander woorde, ons moet geduldig wees vir hulle vir wie ons bid. Maar ek wil nie vanoggend so breedvoerig as sulks oor die vrug van die Gees spreek nie. Nee, ek wil eerder vanoggend fokus op dit wat aanleiding gee dat ware gelowiges die vrug van die Gees van God sal dra. Vers 18 staan daar: maar as julle deur die Gees laat lei. Maar ek wil vanoggend se prediking op 3 punte baseer. Die eerste een is op wie is dit om jou deur die Gees te laat lei, of wie is dit gemik, of wie is dit gerig, van wie praat Paulus daar? Die tweede een, wat is dit om jou lewe deur die Gees van God te laat lei of laat beheer? En dan die derde punt, wat is die resultate daarvan om my lewe onder beheer van God se Gees te sit? Met ander woorde, my fokus vanoggend is nie die vrugte wat deur God se Gees in ons lewens voortgebring word nie, maar eerder, hoe word daardie vrugte in ons lewens voortgebring? En die eerste punt wat ek wil aanraak, wat ek vir julle gesê, op wie is dit gerig? Ons kan ook verder vra, wie is hulle wat hulle deur die Gees van God laat lei? Paulus skryf in Romeine 8 vers 14, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Daar is baie mense in die kerk vandag wat glo dit wat Paulus hier geskryf het, behoort dalk aan manne van God, vroue van God, wat 'n heilige lewe lei. Dit behoort dalk aan geestelike leiers in ons kerk, wat hulle deur God se Gees laat lei. Maar dit is glad nie die gedagtegang wat Paulus hier in Galasiërs het nie. Dis ook vir gelowiges 'n moeilike gedagte om te begryp, of dis 'n moeilike gedagte as deel van ons geloofslewe. Paulus skryf in vers 18, laat jou lewe
deur die Gees van God lei. En in vers 16, laat jou lewe steeds deur die Gees van God gelei word. Met ander woorde, om aanhoudend, voortdurend, gedurig deur God se Gees gelei te word. Dis wat Paulus hierby bedoel. Nou, wie is hulle wat deur God se Gees gelei word? Of hulle wat hulle deur God se Gees laat lei? Galasiërs 5 vers 1 skryf Paulus: Christus het ons vrygemaak om waarlik vry te wees, of werklik, sê die vertaling. Galasiërs 4:31 sê: Ons is dus nie kinders van 'n slavin nie, broers, ons is kinders van die vrye. Paulus het hier in gedagte dat hy praat van Abraham se 2 kinders wat uit hom voortgekom het. Die een was die kind van 'n slavin en die een was die kind van 'n vrye gewees. Galasiërs 4 vers 26: En julle, my broers, is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God. Ons moet nou baie onthou wat hier aan die gebeur is. Galasiërs is nie 'n Joodse gemeenskap nie. Die gemeente wat Paulus in Galate begin het, bestaan meestal uit heidene wat tot geloof in die Here Jesus gekom het. Dan skryf hy vir hulle hierso, en ek sê weer in Galasiërs 4 vers 26, en hy verwys na hulle ook, want voor dit het hy na hulle verwys, as julle is kinders van die vrye, en julle, my broers en susters, is net soos Isak kragtens die belofte kinders van God. Wat beteken, soos hy in Galasiërs 3 vers 29 sê, en as julle aan Christus behoort, is julle ook nakomelinge van Abraham en erfgename kragtens die belofte van God. Dit is dus die wat glo, wat saam met die gelowige Abraham geseën word. Galasiërs 3 vers 9. Ons weet ook, Abraham is die vader van alle gelowiges. Hoekom? Want Abraham het nog geglo nog voor hy besny was. En dan staan daar in hoofstuk 15. En dit is hom tot geregtigheid gereken. Alle ware gelowiges, laat hulle deur die Gees van God lei. Om deur God se Gees gelei te word, is nie net iets wat met tye gebeur nie. Dis ook nie net wanneer ons vra om sy leiding, dat hy vir ons leiding gee nie. Nee, die leiding van God se Gees is te alle tye, dis voortdurend, dis sonder ophou. Selfs wanneer ek gesondig het, soos Paulus hier geskryf het, in hoofstuk 5 vers 13 tot 17, wat hy sê, julle is nawywerig teenoor mekaar met 'n geveg. God se Gees laat sy kinders nie alleen nie, selfs wanneer ek en jy die Here gefaal het. Maar die wonder daarvan is, hy werk oortuiging en bekering en restituisie in ons harte, om reg te maak met die Here. Sy teenwoordigheid is altyd daar. Met ander woorde, om deur God se Gees gelei te word, is 'n eienskap van 'n kind van God. Saam met dit is dit ook die bewys dat die Gees in my woonagtig is. Tweede punt wat ek wil aanraak is, wat is hierdie lewe wat deur God se Gees gelei word, of ons laat lei deur die Gees van God? En ek dink 'n goeie punt om by te begin is deur te sê wat dit nie is nie. Dit beteken nie dat ons deur ons eie begeertes of deur ons sondige natuur laat lei nie. Ook kan dit nie wees om maklik afvallig te raak en in sonde te verval nie. Dit is dit ook nie, om my deur die Gees van God te laat lei nie, of om my lewe deur God se Gees te laat beheers. Want baie keer gebruik
Ons as mens die verskoning, ek is maar net 'n mens, of ek is nog so deel van die gevalle natuur in my lewe. Daar is ook die tendens dat die goeie en die slegte in my woonagtig is, en ek dus die slegte kan oorwin. Julle het seker al gehoor, vir al die motiveringspraatjies wat jy kan verander, jy kan ander mense leer lief kry en jy kan 'n beter verhouding met ander mense leer. En tot 'n mate is dit waar, maar diep hier binne kan ek myself nie verander nie. Dit alleen bly die werking van die Heilige Gees. Paulus skryf in Romeine 8 vers 26 en 27. Hoor mooi, die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtings wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, God wat die hart hier diep binne ken, weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowige. So kan julle gerus op 1 Korintiërs 2 vers 10 en 2 Korintiërs 13 vers 14 saam met die gedeelte in Romeine gaan lees. Om deur die Gees van God gelei te word, kan nie direk verwys na my oorwinning oor sonde nie, hoewel dit deur sy inwoning in my lewe bewerk word. Om deur die Gees van God gelei te word is veel eerder die resultaat van God se waar hy inwonend in my is. Gees se aktiewe inwoning wat afwesig is in my. Met ander woorde, God se teenwoordigheid in my lewe. Dis nie omdat ek nou sy kind is en streef daarna om heilig te leef nie, maar dit is God se aktiewe teenwoordigheid in sy kinders se lewe. Dit beteken regverdigmaking, want ons weet, ek en jy is nie regverdigheid in ons eie uit nie, maar deur die wedergeboorte skenk hy aan sy kinders regverdigheid. Of hy maak hulle regverdig deur die geloof. Dit is daardie konstante, effektiewe God se teenwoordigheid, God se invloed in my en jou lewe, wat in elke kind van God se hart gewerk en bewerk word. Weet julle, ek praat vanoggend met julle nie so op die boland. Ons grawe vanoggend bietjie diep. En dit gaan vat van my as gelowige om dalk weer hierna te gaan luister en te gaan dink, ou God se woord te gaan bepeins oor dit wat Paulus vir ons hier skryf. Waardeur ek as kind van God gelei en in staat gestel word en al meer die geneigtheid tot die gevalle natuur om daardie geneigtheid of om die sonde te doen al minder en minder in my word, al meer en meer in my afgebreek te word. Miskien wat ek nou vir jou gesê het, nou nie sin gemaak het. Paulus skryf, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie. Maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. Daai gevalle natuur, met ander woorde, God se teenwoordigheid in my tyd saam met hom in woord en gebed, in alledaagse lewe, help my om te groei tot daardie punt. Nie net dat ek 'n kind of 'n babietjie in die geloof is nie, maar dat ek groei tot volwassenheid in die geloof. Deur God se gebooie te leef, sy woord, vrylik en met 'n hart wat vol vreugde is daarvan. Met ander woorde, die wet wat die sonde kom uitwys het, wat eintlik die mens onder 'n juk of onder slawerny geplaas het. En ons weet dat die mens nie eers in staat was om die wet te kan onderhou nie, word nou verbreek deur die inwonende Gees. Wat ons nie net lei op die regte pad nie, maar ons ook neem deur die situasie. Ek dink dis die wonder daarvan.
God se teenwoordigheid in my lewe. God wys vir ons die pad. Dis weer die pad van sy woord opgeteken. Maar die wonder daarvan is, God los my nie net as hy vir my die rigting gewys. God gaan saam met my op daardie pad. God is die heeltyd teenwoordig saam met my op daardie pad. Dis baie anders as om net 'n GPS aan te sit en nou lei hy my die plek toe. God lei ons nie net so nie. God is teenwoordig in sy leiding in ons lewens. Om deur die Gees gelei te word beteken ook nie net dat ek nou maar net stil sit en wag dat die Here alles in en deur my kom doen nie. Die Gees lei ons in ons elke dag se tree en is hy by ons teenwoordig, maar ek en jy moet self daardie tree gee. Die Here wys die pad. Die Here beloof sy teenwoordigheid, maar jy moet die tree gee in die pad loop. Dit is wanneer die lewensstorme soms te veel word, wanneer ek worstel met swakhede in my lewe, of soos Paulus gesê het, dat hy geworstel het met die vlees, met die doring in sy vlees, of wanneer daardie sonde my so maklik verstik. Dalk wanneer omstandighede te veel word, dis wanneer God se absolute teenwoordigheid in my nie net lei in daardie omstandighede nie, maar wanneer hy my deur daardie omstandighede neem. Dis soos Paulus geskryf het in Filippense 2 vers 12 tot 13. My geliefdes, julle was altyd gehoorsaam wanneer ek by julle was. Des te meer moet julle gehoorsaam wees nou dat ek nie daar is nie. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Dis soos Paulus gebruik baie keer die voorbeeld van 'n atleet. Jy is toegerus om 'n atleet te kan wees, maar as jy nie daardie tree gaan gee om te oefen nie, gaan jy nie bereik met dit wat jy gekry het nie. Dis dieselfde soos dit. Ons het dit tot ons beskikking, maar ons moet ons as kinders van God in daardie lewe inoefen. Die laaste punt wat ek kortliks wil aanraak is, wat is die resultaat? Mens kan dan ook sê, wat is die vrug van 'n lewe wat deur God se Gees gelei word? Wat is daardie vrug? Want daardie lewe dra vrug, daardie lewe bring vrugte voort en daardie lewe kan nie anders as om vrugte te dra nie. Met ander woorde, die feit dat jy 'n kind van God is en God se Gees in jou is en sy Gees teenwoordig is in jou lewe, dis soos Paulus hier gesê het in vers 13, want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak om sy wil uit te voer. Met ander woorde, dit is daar. Jy moet die geloofsstap neem om tot eer en verheerliking van God se naam te leef. In die eerste plek het ek en jy vryheid in Christus Jesus. En ons is nie onder die slawerny van die wet nie. Wat beteken dit? Die wet red nie, maar Christus Jesus red. Paulus skryf in Romeine, die wet wys die sonde uit. Matteus 5 vers 17 sê Jesus, hy het nie gekom om die wet of die profete tot nul te maak nie, maar om dit te volbring. Hy het gekom om die wet in my en jou te kon volbring. In die ou verbond het die nakom van die wet uit eie krag, uit eie verlossing, terwyl die nuwe verbond het Christus namens my en jou die verlossing bewerk. Het dit God in en by ons gebring, is sy Gees te alle tye by ons om ons in ons swakhede by te staan, om ons te lei op die regte pad. En nie net die regte pad te wys nie, maar daardie pad met ons te wees, by te staan en te oortuig. Vry van die slawerny wat die wet gebring het,
Beteken nie nou dat ek en jy as gelowige of as mense wat deur God se Gees gelei word nie, dat ons nou meer sonde kan doen sodat die genade kan toeneem, soos Paulus in Romeine 5 in hoofstuk 5 vers 6 geskryf het nie. Nee, die genade het juis meer geword omdat God aan ons genade bewys. Dit beteken nie dat ons moet voortleef in sonde of moet strewe daarin of dit moet doen nie. Die vryheid het gekom dat hy ons verlos van sonde, dat ek en jy die wet leef en doen uit vrye wil met 'n dankbare hart uit liefde vir hom. Met ander woorde, die wet is nie meer uiterlik nie. Die wet het innerlik geword in ons harte. God woon nie meer in 'n gebou nie. Die tempel is in elk geval nie meer in Jerusalem nie. Dis soos Paulus geskryf het in Korintiërs, ek en jy is die tempel van die Heilige Gees. Hy het nie net die wet kom tot niet maak nie, maar hy het dit in my en jou kom volbring. En hierdie volbring word daagliks bewerk deur 'n lewe wat konstant deur sy Gees gelei en beheer word. In die tweede plek is ons sondige natuur in stryd met die Gees. Daarom kan ons nie leef soos ons wil nie, maar moet ons die sonde wat so graag in ons wil heers, onder die heerskappy van God se Gees plaas. Vers 17 sê, daarom kan julle nie meer doen wat julle wil nie, maar dis voor die hand liggend om vry te wees, om waarlik vry te wees, moet ek my hele lewe deur God se Gees laat lei en beheer. In die derde plek het hulle 'n liefde vir God se woord. Ek het altyd gedink, mens lees mos baie keer 'n vers wat jy dalk al gelees het, maar nog nooit so ingeneem het nie. Paulus skryf in Romeine 7 vers 22, diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Hoe mooi is dit? Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Vers 25 van Romeine 7. So is dit met my gestel. Met my gees dien ek die wet van God, maar in my doen en late die wet van die sonde. Dis daai wat hy gesê het, dit wat ek moet doen, dit doen ek nie, maar dit wat ek nie wil doen nie, dit doen ek. In die vierde plek, neem die vrug van die Gees toe in ons lewens. Met ander woorde, dis 'n lewensproses. Galasiërs 5:25, ons lewe deur die Gees, laat die Gees nou ook ons gedrag bepaal. Met ander woorde, God moet ons hele lewe op die ouende bepaal. In die vyfde plek gee dit ons ook die vrymoedigheid om enige tyd na die troon van genade te kan gaan. Romeine 5 vers 1 en 2. God het ons dan nou vrygespreek omdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Here Jesus Christus. Deur hom het ons in die geloof ook die vrye toegang verkry tot hierdie genade waarin ons nou vas staan. En ons verheug ons ook in die hoop op die heerlikheid wat God vir ons bestem het. In die sesde plek, wanneer ek my deur God se Gees laat lei, is juis dan ook die bewys dat ek sy kind is. Romeine 8 vers 16. Hierdie Gees, dis die Heilige Gees, getuig saam met ons gees, klein lettertjie, dat ons kinders van God is. Met ander woorde, sy Gees dra die getuienis uit in jou hart. Dis soos eenvoudig in Afrikaans gesê, ek weet dat ek weet dat ek weet. Dis eenvoudig so gesê. Die laaste punt, hierdie vrug neem toe in ons lewens en hierdie vrugvolle lewe lei alleen tot een ding, en dit is om God te alle tye
in ons lewens te verheerlik. Dit is waartoe hierdie vrug lei, is om God te verheerlik. Niks anders nie. Mag God vir my en vir jou genade gee om al meer en meer 'n geesvervulde lewe te mag lei. Amen. Kom ons sluit ons oë. Here, vanoggend se woord was diep. Dis dalk nie so vol lewe gewees dat ek nie vol lewe geraak het nie, Here, maar die woord was diep. Dis iets om oor werklik te gaan nadink. Dis iets om te gaan bepeins. Te gaan bepeins wat Paulus hier vir ons geskryf het onder leiding van die Gees. Die Here dat U kosbare genade vir ons as U kinders sal toeneem. Dankie Here dat ons as U kinders die vrymoedigheid het, soos Paulus geskryf het, om na U toe te kan gaan, om daar te kan bly. Maar nie net dit nie, Here, om werklik waar elke dag te weet dat U Gees in my is, en dat U Gees my nie net lei nie, maar dat U Gees my deur dit lei wat U vir ons kom leer. Dat U daar is wanneer ons vir U nodig het. Baie dankie daarvoor, Here. Seën hierdie dag tot eer en verheerliking van U kosbare naam. Amen.